9 is, ons gaan nou begin te werk met as mense by jou op skuld koop en dit kom in jou debiteure joernaal. So, net soos wat ons by besighede op skuld kan koop, soos normale mense, kan mense ook by jou as besigheid by op skuld koop. So, wat belangrik is hierso, dis eintlik baie maklik. Dit is nie 'n baie moeilike joernaal nie. Wat jy hier moet onthou is dat jou brondokument faktuur is. So dit gaan meer wees dat jy dit gaan moet onthou is as jy gemengde transaksies doen. Wat jy ook hierna gaan moet kyk is, wat is jou winsopslag? Want hierso gaan ons met die formule werk om kosprys van verkoop of verkope uit te werk, so jy gaan daai formule moet ken. So ek gaan net gou vinnig weer vir julle hierso neerskryf. As jy kosprys van verkope wil uitwerk, is dit jou verkoopprys maal 100 oor 100 plus jou persentasie wins. So dis hoekom moet jy altyd kyk hierso, wat is jou wins? So, hierso sê hulle wat jy moet doen, boekstof die volgende krediet verkoop transaksies in die debiteure joernaal van Focus Winkels vir Februarie 2025. Die besigheid verkoop goedere deur 'n winsopslag van 50% op die kosprys te gebruik. OK. So, ek gaan net gou vir julle wys hoe lyk 'n debiteure joernaal. Dis eintlik baie eenvoudig. Jy sê hierso die besigheid se naam en dan gaan jy dit byvoorbeeld vir wanneer ook, vir watter maand, en daai gaan jou dan die nommer wees. Hierso is maar net jou faktuurnommer wat jy inskryf, die dag wanneer die transaksie gebeur het. Hierso gaan jy die debiteur wie by jou op skuld gekoop, en dan as hulle nie 'n debiteure lys gee nie, dan nommer jy net hulle soos in die volgorde wat hulle dit koop, soos D1, D2. Hierso skryf jy die bedrag wat jy gevra het vir jou verkope, en dan hier skryf jy die bedrag van die kosprys van verkope wat ons gaan uitwerk. So hierso gaan ons sê, hierdie is die debiteure joernaal van Focus Winkels vir, hierdie een is vir Februarie 2025, so DAJ 2, want dit is die tweede maand. So die eerste transaksie wat ons hier het, hulle sê goedere ter waarde van R6.000 is op krediet aan B. Smith verkoop. Faktuur 231 is uitgereik. So op krediet beteken op rekenings, hulle koop by jou op skuld. So die faktuur is 231, die dag is die tweede. Hierso wie tog koop, dit is B. Smith. Nou hulle het nie vir ons 'n debiteure lys gegee nie, so hy is sommer outomaties D1. Hierso skryf ons die R6.000, want hy het R6.000 se produkte by ons op skuld gekoop, maar nou moet ons kosprys van verkoop uitwerk. So, jy gaan nou sê, die R6.000 maal 100 oor 100 plus die persentasie wins. Nou hierso sê hulle vir ons werk op 150% wins, so ons gaan hier onderskryf 150. Dan tik jy dit net in jou calculator in. So hierso is baie belangrik dat jy wel hierdie formule moet onthou. En dit gee R4.000. En moenie net dink om dit 50% is dat jy net die helfte van 6.000 nie, soos wat jy kan sien, dit werk nie so nie, jy moet jou formule gebruik. So hierso gaan jy sê R4.000. OK. Die volgende transaksie is op die 5de, goedere op krediet gekoop, verkoop aan D. King en J. Wood. So nou het hulle hierso 2 transaksies op dieselfde dag. Hulle sê nie wat die faktuurnommer nie, maar julle moet weet, jy moet net nou aangaan met die nommers. So dit word 232. Die dag is die 5de. Ons doen eerste D. King. Okay. So D. King gaan ons tweede debiteur wees. En dit is 1650. Okay. As ek nou hom gaan uitwerk, gaan ek weer sê 1650 maal 100 oor 150.
So dit is 1100. So hier gaan ons sê 1100. OK. Nog steeds op die 5de, maar dit is 'n volgende transaksie, dis 'n aparte faktuur. Nou gaan ons skryf 233. Onthou, jy gaan nooit, al is dit meer as een debiteer wat op 'n dag by jou koop, jy moet elkeen se rekening apart hou. So jy gaan dit nie saam sit nie. So dis hoekom skryf jy dit apart. Nou is dit J Wood. Hy gaan ons derde debiteer wees. Dit is nou hier 2550. So, as ek dit hier uitwerk, 2550 maal 100 oor 150. Gaan dit R1700 wees. So, jy gaan dit nou weer hier by jou koste van verkope R1700 skryf. Dan, die volgende transaksie is op die 9de. 'n Faktuur is aan R. Richards uitgereik om voorraad op krediet gekoop vir 3750. So, ons gaan net aan met die nommer 234 op die 9de. R. Richards. Ons nommer hom ook net as D4 en dit is 3750. Werk ons weer uit 3750 maal 100 oor 150. Is 2500. 2500. Okay. En dan is die heel laaste een handelsware ter waarde van R600 is aan D. Lloyd op rekening verkoop. So 235 op die 18de D. Lloyd. Hy is nou D5. Dit is R600. 600 maal 100 gedeeld deur 150. Werk uit op R400. So dis R400. Okay, so al wat ons net nou doen is, ons is nou klaar met die transaksies, dan tel jy net al die rekeninge op. Kom ons sê byvoorbeeld B. Smith sou weer by ons op skuld gekoop het, dan sou ons weer 'n keer daar B. Smith gesit het en dan sou die folio nommer net WD1 gewees het. So hierdie is basies die unieke debiteure nommer nou vir elke liewe keer as hierdie debiteure koop. So, gaan jy jou totale bo en onder onderstreep met 'n liniaal. Dit help ook baie keer om dit met 'n highlighter of iets te onderstreep, want dan kan mense ten minste dit sien. So nou gaan ek sê daai 6000 plus 1650 plus 2550 plus 3750 plus 600 werk uit op 14550. So 4000 plus 1100 plus 1700 plus 2500 plus 400 werk uit op 6100. Verkope is 'n nominale rekening want dit is 'n inkomste en koste van verkope is ook 'n nominale rekening want dit is 'n uitgawe. So dit is hoe om 'n debiteure joernaal of 'n DJ te doen van 'n handelsonderneming.